Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is die woorde van Dawid in Psalm 103 vers 1 en 2. Kom ons lees saam. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen van sy weldade nie. Hierdie woorde van Dawid is nie net 'n uitnodiging tot lofprysing nie. Dit is 'n doelbewuste oproep tot innerlike refleksie. Loof die Here met alles in my en moenie dan vergeet nie. Hoe kan ons? Ons vergeet mos nie die Here nie. Ek dink ons dwaal af. Ons doen dit soms. Ons aandag gaan weg van ons bewussyn. Ons aandag word afgetrek met wat nou aan die gang is. Ons is onbewus totdat ons doelbewus onthou. Dawid spreek sy eie siel aan in hierdie gedeelte en roep elke aspek van sy wese op om God se naam te loof. Hy roep sy gedagtes, emosies en wil om saam te stem en doelbewus op God te fokus. Elke keer as ek by Dawid se lewe stil staan, ek weet nie van jou nie, wonder ek, wat doen hierdie ou? Volgens my die mees onvoorspelbare persoon in die Bybel. Eendag is hy hier, volgende dag is hy daar, weet nooit lekker waar hy is of waar hy gaan wees nie. Maar die Bybel sê, hy's 'n man so na God se hart. Hy keer die heeltyd terug na wie God is en wie hy in God is. 'n Diep bewussyn van hoe hierdie reis met God en met sy lewe aan mekaar geweef is. Hierdie soort lofprysing word gesien as iemand het eendag gesê, intentionele bewussyn. Ek doen dit doelbewus. Ons moet bewus wees van God se karakter en daarom werklik te kan loof. So ek gaan oor in lofprysing, ek loof die Here, maar met 'n diep bewussyn van wat om my aangaan, wie die Here is, wie ek is in die Here. Is alles saamgesmeld, alles saamgeweef in dit wat God in ons lewens doen. Ons moet bewus wees van God se karakter en daarom werklik te kan loof, is die woorde van Dawid. Maar dink vir 'n oomblik vir jouself. Ek kan net lof bring vir iets of iemand as ek weet wat gebeur het of wat daardie persoon gedoen het of is. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al in plekke ingestap, dan het ek nie 'n idee hoekom hulle vir iemand of iets lof bring nie. En dan kan jy kan nie deelneem nie, jy's nie daar nie, jou hart, jou gedagtes, jy weet nie wat aangaan nie. Jy sê dalk vir jou wange, smile of glimlag, en vir jou wenkbroue om saam te speel, maar jou hart en gedagtes is ver daarvan af, en jy mis dan alles wat dit oorgaan. En so met die Here ook. Ons kan so afdwaal en onbewuslik net saam deur die lewe loop en mis dit wat hy doen, dit wat hy is, selfs sy teenwoordigheid mis in 'n sin. Dit begin deur ons eie siele en harte wakker te maak tot sy lof. Hoe? Om terug te kyk, stil te staan, te reflekteer, te onthou en te weet dat dieselfde Here wat by my was, is nou by my en sal altyd wees. En hier is die ding. Ons weet meer as wat Dawid geweet het van Jesus se verlossingswerk, sy genade en liefde wat hy elke dag opnuut in ons harte uitstort deur die Heilige Gees. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen van sy weldade nie. Wat beteken dit om alles wat binne in my is deel te maak? Dallas Willard, bekende teoloog, leer dat ware aanbidding nie net emosioneel is nie, dis holisties. Ons moet ons hele menswees na die Here bring. Ons denke, ons begeertes en aksies. Wanneer ons so aanbid, raak ons bewus van hoe groot en genadig God is, en hierdie bewustheid lei tot 'n transformasie in ons denke en gedrag en in ons hele menswees. Wanneer ek en jy hierdie besef, kan ons nie anders as om in dankbaarheid te leef nie. Alles wat ek het en is van die Here.
Ek het omdat hy gee. Ek is omdat hy is. Paulus se woorde in Handelinge 17, in hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Hy is ons oorsprong. Alles gebeur in en deur hom. Moet dit nie vergeet nie. Wanneer ons alles in ons bring om God te loof, skuif ons fokus van onsself na hom en sy grootheid. En hierdie skuif bring vrede en vreugde, selfs in moeilike omstandighede. En wanneer die fokus skuif van ons na God, begin ons doen wat hy wil. Ons onthou en word dan uitgenooi om dit saam met hom te doen. En die grootste deel van sy karakter, wie hy is, wat ons onthou, is dat hy gee. Sy lewe oop is, sy hand oop is. Sy liefde, sy genade, sy weldare, sy teenwoordigheid, elke dag vir ons gegee word. En die bewustheid daarvan, en die dankbaarheid wat uit dit gekweek word, help ons om soos hy hierdie lewe te benader, deur te gee, onsself, ons tyd, aandag, energie, en dit wat ons besit. So die praktyk wat my baie help, en die praktyk wat ons vandag mee uitgenooi word, is die praktyk van refleksie. En die uitnodiging vir my en vir jou is, om 'n paar minute elke dag, net om jou eie gedagtes te vat en aan te spreek, soos Dawid dit gedoen het. En dit hardop te sê en dit neer te skryf. Dalk loof die Here oor my siel vir. En dan noem spesifieke dade van dit wat God in jou lewe doen. En dit kweek hierdie bewustheid dat God saam met my is, saam met my werk. En dan wat ek neerskryf met 'n werk. Ek dink baie keer aan my refleksie oomblikke as ek in die middag of aande reflekteer oor my dag, terug te kyk en te sien, wat is dit wat God gedoen het vandag? Miskien 'n koffieafspraak saam met 'n vriend. Terug te dink en sê, ek kan sien hoe God in daai oomblik en in daai ontmoeting was. Dalk vir daai persoon te sê, dankie, ek het God gesien in vandag. Eugene Peterson in die message paraphrase skryf, your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. 'n Diep bewussyn. En dit is dalk ons gebed, Here, bring vir ons, gee vir ons 'n diep bewussyn van die liefde en werk in ons lewe. Kom ons bid saam. Here, ek bring my hele wese voor U. Help my om bewuslik stil te raak en U te loof vir die goedheid en getrouheid. Laat my lewe 'n refleksie wees van my liefde en dankbaarheid teenoor U. In Jesus naam. Amen.